Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. Liefste SA Gemeente, dit is 'n wonderlike voorreg om weer vandag saam met elkeen van julle te kan saamwees. En as 'n netwerk van gelowiges in Engeland anker ons onsself in die werklikheid van God se liefde, van God se genade, van God se vrede en natuurlik van God se waarheid. So, wat gebeur nou na Paasfees, na ons eerste jaarlikse kiek van Christen wees na Kersfees? Sien ons mekaar eers weer in volle glorie by die Kerssangdiens? Die skrywers van die Nuwe Testament dink anders. Hulle reken die laaste koninkryk sal vir ewig duur en nie net fees tot fees nie. Ek het definitief 'n agenda met hierdie preek vandag. En my agenda met hierdie preek is dat elkeen Jesus nie net as ons verlosser sal aanvaar nie, maar jy bereid sal wees om Jesus te aanvaar vir wie sy naaste vriende gesê het hy is en sy vyande gevrees het wat hy dalk kan wees. Mag jy sien wat nog altyd daar was en dit nooit ontsien nie. Nou vir jarelange kerkgangers mag hierdie dalk 'n bietjie vreemd klink, want in al jou jare in die kerk is ek oortuig, jy het nog nooit hierdie gehoor wat ek vandag vir jou wil sê nie. Jy sal dalk sê, as ek het nog nooit gehoor het nie, hoe kan ek jou glo dat dit waar is, Sebastian? En ek wil jou aanmoedig om my feite na te gaan. Toets my. Hierdie is nie een of ander vreemde teorie wat in 'n hoekie weggesteek is nie. Dit is iets wat nog altyd sentraal moes gewees het. Ek wens dit was sentraal vir die hele Christendom, want daar was 'n tyd toe dit so was. En dit het die wêreld verander. Dit is wat uiteindelik veroorsaak het dat Rome moes buig en Jesus moes erken en eer vir wie hy gesê het hy is. Ten spyte van die feit dat dit daardie selfde ryk was wat hom gekruisig het. Nou in enige geloofstradisie ontvang jy 'n bepaalde siening van God en 'n eenvoudige raamwerk wat ons as 'n kind ontvang het. Dit was en is die fondament vir alles wat met geloof te doen het. Dit is iets waarop jy al jou oortuigings, tradisies, verwagtings en geloofspraktyke kan ophang. Jou raamwerk het bepaal of jy die Bybel lees, hoe jy die Bybel lees, watter vertaling jy lees, wat beklemtoon word en wat nie beklemtoon word nie. Dit het jou siening van God beïnvloed en jou siening van die hiernamaals. Dit het bepaal wat jy as sonde beskou het, wat nie as sonde gesien is nie. En toe jy die huis verlaat het, toe jy groot geword het en uit die huis is, het jy daardie eenvoudige raamwerk saamgevat en in meeste gevalle het jy dit so bietjie aangepas, gemoderniseer of dalk gemodifiseer. So, kom ek gee jou min of meer die raamwerk waarmee ek groot geword het. En ek is seker, meeste van julle gaan aanklank vind hierby. God het alles geskep en dit was goed. Toe het die mens gekom en die mens het gesondig en so sonde in die wêreld ingebring en alles te mekaar gemaak. Later het God vir Jesus gestuur om vir ons sondes te betaal en as jy jou geloof in Jesus plaas, dan gaan jy hemel toe. As jy nie jou geloof in Jesus plaas nie, dan gaan jy hel toe. God seën jou, gaan oorwin die wêreld. Ek meen, dit was dit, nee? Natuurlik het ons baie ander goed ook aan hierdie raamwerk opgehaak, soos die Bybel is God se woord, die skrif is deur God geïnspireer, die 10 gebooie, en dan soos altyd was daar hierdie praktiese goeders, wie jy mag trou, wie jy mee mag uitgaan, hoe ver is te ver, wanneer jy nagmaal mag gebruik, hoe jy nagmaal gebruik, wie nagmaal mag gebruik, wie gedoop mag word, wanneer jy gedoop moet word, daardie tipe goeders, alles het hulle plek gevind op daardie eenvoudige struktuur wat vir ons gegee is toe ons klein was. Want uiteindelik, as iemand gevra het, wat beteken dit om 'n Christen te wees, was daar hierdie boom met al ons dinge opgehang daaraan. En in die middel van dit alles, verlossing.
Dit is wat saak maak, van begin tot einde. Al was hierdie idee van verlossing sentraal, en al het ek dit geglo, diep geglo, het ek, en ek neem aan jy ook, die sogenaamde sondaarsgebed, meer kere gebid as wat ek kan onthou. Jy weet, daardie gebed wat jy bid, wanneer jy 'n Christen word. Ek het gebid, Here, kom in my hart. Ek wil hê Jesus moet my verlosser wees. Ek glo, hy het aan die kruis gesterf, vergewe my sondes. Amen. En dan sê iemand vir my, okay, Seb, jy is nou 'n Christen. Maar dan kom 'n evangelis by jou skool aan, by jou werk of selfs by jou kerk, en hy sê iets wat jou laat twyfel aan my redding. So dan bid ek dit weer. Dan sê 'n prediker, selfs die duiwel glo, dis nie genoeg om te glo nie. Is jy seker jy's 'n Christen? En ek is soos, ek het gedink ek is, Here Jesus, asseblief, kom weer in my hart in. En dan iemand anders, het jy sonde in jou lewe? En ek, ja, natuurlik het ek. Wel, dan kan jy nie seker wees jy's gered nie. Ek bid weer en weer en weer, en is hierdie siklus. Ons het nie werklik versekering gehad nie, het ons. Dit is die punt. En dit is belangrik. Want hoe sentraal hierdie hele struktuur ook al was, en hoe baie ek dit geglo het, daar was altyd hierdie een vraag, is ek in? Is ek regtig in? Is ek 'n Christen? Want dit was die belangrikste vraag. Is jy seker van wat met jou gaan gebeur wanneer jy sterf? So die fokus van geloof het geskuif weg van hierdie lewe. Alles was oor die volgende lewe. Dit was min of meer my raamwerk. Dalk jou nou ook. Of miskien was jou nou heel anders. Dalk meer charismaties met die gawes van die Gees sentraal. Miskien katoliek, routine. Jy sondig, jy doen iets, jy's weer vergewe, jy sondig weer. Dalk orthodox, dalk hervormd. Maar hoe dit ook al was, jy het 'n raamwerk ontvang. En jy het dit nie bevraagteken nie, want volwassenes het dit vir jou gegee. En daardie teologie, daardie eenvoudige template het alles bepaal. Jy het skrifversies gekry wat dit ondersteun het, en jou kerk het dit beklemtoon. Die verse, die idees, hierdie filter. En in baie moderne Christelike tradisies, beslis in myne, was Jesus 'n primêre rol eenvoudig. Redder. As jy vra, wie is Jesus? Dan is die antwoord, my persoonlike verlosser en saligmaker. Die een wat ek gevra het om my hart te kom. Die een wat my sondes vergewe. Die een wat die wêreld red. Dis alles waar natuurlik. Dit is alles in die Bybel. En so het Jesus 'n baie spesifieke plek begin inneem. Ek weet dit klink vreemd, maar Jesus het geword soos daardie vriend wat jy net bel as jy in die moeilikheid is, in geval van nood Jesus. Maar jy onthou wat jy gehoor het. As jy getrou is om jou sondes te bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe. So jy vra weer en weer. Maar my vriend, het ek nou vir jou goeie nuus vandag. God het jou lief. Jesus is jou kaartjie hemel toe. Maar wat van die titel verlosser? Jy sien, dit is nie die primêre titel wat Jesus vir homself gegee het nie, jy het dit geweet. Nie eers die hoofrol wat hy gekies het nie. Jy kan dit self gaan nagaan as jy my nie glo nie. En asseblief doen dit, check my op. Dalk sien jy iets wat ek gemis het of nie raak sien nie. Maar ek kon nie een enkele plek in die hele Nuwe Testament kry waar Jesus homself verlosser noem nie. Ander mense het. En ja, hy het gekom om ons van ons sondes te red. Dit is deel van sy sending. Maar nie hy of enige iemand na aan hom het hom verlosser genoem nie. En tog het Jesus 'n duidelike titel gehad. Gaan kyk in die heel eerste verse van elke liewe Nuwe Testamentiese dokument. Ek dare jou. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, al Paulus se goed, Openbaring. Kyk mooi, elke keer word Jesus met 'n titel verbind. Die manier waarop die skrywers van die Nuwe Testament hom aan ons voorstel, dit is nie dieselfde raamwerk as die een waarmee jy groot geword het nie. En dit is hoekom ons partykeer lees en voel, ek verstaan nie heeltemal nie. Veral die gelykenisse, né? Veral Paulus, want ons het ons eie boom. En wanneer iets nie by hierdie versieringkies pas nie, dan los ons dit. Ons kyk na 'n gelykenis soos die verlore seun, daardie een verstaan ons. En die goeie Samaritaan, die pas vreeslik mooi. Maar die res? Almal begin met dieselfde lyn. Die koninkryk van God is soos. En ons weet nie wat om daarmee te doen nie. Waar hang jy dit op jou boom? Dit is nie mooi versieringkies nie, dit is vreemd, dit is ongemaklik, en die hele tyd skree die Nuwe Testament skrywers vir ons, dit is nie 'n ornament nie, dit is die boom. Jy het dit agterste voor. Ons het een van Jesus se rolle, verlosser, geneem en dit sy titel gemaak. En nou kyk ons na alles wat hy sê, alles wat hy doen, deur 'n verkeerde lens. En ons mis die storie, ons mis die lyn, die hart.
Meestal word mense wat hieroor praat geïgnoreer, want die paradigma is so vas, so gefestig en alles wat buite dit val, gly net af. So ek wil by Lukas begin en ek wil begin aan die begin. En ek kies hierdie teks doelbewus want ons sien dit as seisonaal Kersfees. Maar Lukas sou sê, o nee, dit is nie 'n seisonale gedeelte nie. Dit is fundamenteel. 'n Engel verskyn aan Maria, 'n meisie, 'n niemand in Galilea. Sy's bang. Natuurlik is sy bang. En hy sê vir haar, moenie bang wees nie, Maria. Jy het guns gevind by God. Jy, Maria, gaan 'n seun hê. En jy mag nie sy naam kies nie. Hy gaan Jesus genoem word en hy gaan groot wees. Hy sal genoem word die seun van die Allerhoogste, die seun van die Skepper van die heelal, die seun van God. En jy wag vir die volgende sin, ek en jy wag vir dit, sodat jy hemel toe kan gaan wanneer jy sterf. Maar dit is nie daar nie. Dit is nie wat die engel sê nie. Dit is wat ons raamwerk vir ons sê. Dit is wat ons gehoor het. God het 'n verlosser gestuur sodat ek kan hemel toe gaan. En Lukas wil amper uitroep, waar kry jy dit? Sit stil en luister vir 'n slag. Ek's besig om iets buitengewoon aan jou voor te stel en alwaarin jy kan dink is jouself en wat met jou gaan gebeur wanneer jy sterf. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Lukas sê, dit is nie oor wat met jou gebeur wanneer jy doodgaan nie, dit is oor wat met jou gebeur terwyl jy lewe, nou, en jy is uitgenooi om deel te wees daarvan. En die engel gaan dan aan. Die Here God sal aan hierdie kind 'n troon gee, die troon van sy voorvader Dawid, en net daar moet ons stop. Want daardie woord troon beteken iets, en daardie naam Dawid beteken nog meer, en dit bring ons by die kern. Jesus kom nie net om te red nie, hy kom om te heers. Ek het gedink, hy sal red, maar dit is net 'n funksie, dit is nie sy hoofrol nie, dit is nie sy primêre titel nie, dit is bykomstig. Lukas sê, kyk mooi, hy sal regeer oor die nageslag van Jakob. Hoe lank? Vir altyd. En jy soos, wag, vir altyd is 'n lang tyd, en Lukas sê, ek's nog nie klaar nie, sy koninkryk sal letterlik nooit eindig nie. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dit is nie net stories oor hemel en hel nie, dit is nie net oor wie is in en wie is uit nie, dit is baie groter. Lukas dokumenteer die storie van jou koning, God se finale koning, die laaste koninkryk wat vir ewig sal duur, en jy, my vriend, is uitgenooi, nie net om dit te glo nie, maar om daaraan deel te neem. Nou, vandag, hier, in jou huis, by die werk, in jou gemeenskap, jy is uitgenooi om as 'n burger van God se finale koninkryk letterlik te leef. En dit is nie iets wat kom nie, dit het reeds begin, dit is aan die gang, en wanneer daardie lens, daardie raamwerk jou manier van lees word, dan begin alles wat Jesus gesê het, sin maak. Die Nuwe Testament skrywers was nie vaag nie, hulle was duidelik, Jesus is 'n koning en Jesus is God se laaste koning. En nou dat jy dit weet, daag ek jou uit, gaan lees die Nuwe Testament, probeer my verkeerd bewys, maar nou dat jy dit gesien het, nou dat jy dit gehoor het, gaan jy dit begin raak sien, oral, nie net hier en daar nie, want niemand begrawe die hoofpunt nie. Dis in die eerste sinne van amper elke liewe boek in die Nuwe Testament. En hier is iets belangrik. Christus, die woord, is nie Jesus 'n van nie, dit is nie sy naam nie, dit is 'n titel, dit is 'n titel wat honderde kere in die Nuwe Testament met Jesus verbind word, die primêre titel, maar dit is so naby aan sy naam gebruik, dat mense dink dit is sy naam. Dit is jammer, en dit is belangrik. Want hierdie klein detail, hierdie titel wat nie behoorlik vertaal is nie, het veroorsaak dat ons die punt heeltemal mis. Dat ons hom gereduseer het tot 'n sondeverlosser. En daardeur het ons die storielyn verloor. En skielik maak baie van wat Jesus leer nie meer sin nie, want ons probeer dit ophang aan 'n boom waar dit nie pas nie. En in hierdie proses verminder ons nie net sy rol nie, ons mis wie hy is. Die term Messias, jy het al daarvan gehoor, dit is 'n Joodse woord, dit kom uit Hebreëus uit, dit is diep, dit is oud, en ons assosieer dit met Jesus. En die woord Messias beteken eenvoudig gesalfde een, meer spesifiek iemand wat gesalf is om koning te wees. Interessant genoeg, verskyn hierdie woord Messias slegs 7 keer in die hele Nuwe Testament. En dit is belangrik, want die Nuwe Testament was nie geskryf vir Jode nie. Dit was geskryf vir Grieksprekende mense, vir mense wat nie geweet het wat 'n Messias is nie. Dit is 'n Joodse idee, 'n Joodse woord. So die skrywers van die Nuwe Testament, hulle gebruik dit amper glad nie, want vir hulle lesers sou dit niks beteken het nie. En dit is waarom dit so tragies is.
dat ons dit mis. Want die evangelieskrywers, hulle gaan uit hulle pad om Jesus se identiteit super duidelik te maak. Nie vir 'n godsdienstige elite nie, maar vir gewone mense, vir mense soos ek en jy. So eerder as om die Hebreëse woord Messias te gebruik hulle die Griekse ekwivalent Christos. Christos het 'n breë betekenis gehad, iemand wat gesalf is, iemand wat gekroon is, iemand wat aangestel is as koning. Dis hoekom reg deur die Nuwe Testament, jy sien hoe die term Christos keer op keer met Jesus verbind word. Nie as 'n van nie as 'n bynaam nie, maar as 'n titel, Jesus Christus, Jesus die gesalfde, Jesus die koning, en enige Griekse leser sou dit onmiddellik verstaan het. Dit was nie versteek nie simbolies nie subtiel nie, dit was 'n duidelike verklaring. Jesus is die regmatige koning. En dit is hoekom daar vir soveel weerstand teen die vroeë kerk was, want hulle het nie gegaan en gesê, goeie nuus, julle sondes kan vergewe word nie, want wie gee om in daai wêreld? Wat is in elk geval 'n sonde? In die heidense wêreld het elke god sy eie smaak gehad, sy eie meer, sy eie grense. Daar was geen universele morele standaard nie, geen behoefte aan verlossing van sonde nie. Dit was nie die storie nie, dit was nie die punt nie. Die vroeë Christene het iets radikaal gesê. 'n Koning het gekom, en hy is nie Romeins nie, en hy is nie keiser nie, en hy is nie stil nie, hy het opgestaan. So jare na Jesus se opstanding, dalk 25 jaar of meer, gebeur daar nogal 'n interessante ding in Antiochië, 'n groot besige stad, en daar's hierdie groep mense, mal mense, né? Dit is wat hulle gesê het. Sommige was familie, sommige was vriende, en hulle begin hierdie Joodse rondreisende leraar Jesus aanbid. Hy's dood, maar hulle sê hy lewe, en hulle noem hom koning, en hulle hou nie op nie. Hulle praat van die gesalfde en die koning wat God gestuur het, en die mense wat hulle nie kon verdra nie, hulle het 'n sarkastiese bynaam vir hulle gekry, Christianos, volgelinge van die gesalfde een, volgelinge van die koning, Christene. Want selfs die mense wat teen hulle was, het verstaan wat hulle beweer. Dit is nie net iemand wat vergewe nie, dit is nie net iemand wat jy volg omdat jy 'n beter mens wil wees nie, dit is nie iemand wat jou hemel toeneem nie, dit is iemand met reg om te regeer, reg om jou lewe te lei, reg om hierdie wêreld te herskep, en dis hoekom hulle daardie naam gekry het, en dis hoekom dit gebly het, tot vandag toe nog. Pilatus luister, en hy's ongemaklik, hy is soos, ek verstaan nie wat het dit met my te doen nie. Vir hom lyk dit soos 'n interne godsdienstgeskil, iets Joods, iets wat net hulle pla. Hy's amper geïrriteerd. Hoor hier, as hy een van julle reëls oortree het, vat hom terug, doen wat julle wil, julle het tog bietjie spasie, julle mag hom slaan, julle mag hom vashou, maar julle mag hom nie doodmaak nie, dis my grens. So, hanteer dit self. Maar dan sê hulle iets wat alles verander by Pilatus. Hulle sê, as jy hierdie man laat gaan, is jy nie 'n vriend van die keiser nie. Wag, wat? Die keiser? Wat het die keiser hiermee te doen? Dit gaan nie oor sonde nie, dit gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan nie oor wie hemel toe gaan nie, dit gaan nie oor wie 'n wonderwerk doen nie. Hulle sê, enige een wat homself koning noem, is teen Caesar, en almal weet dit. Jesus noem homself 'n koning. Niemand is verward nie. Niemand in daardie hof, niemand in Jerusalem, niemand in Rome. Jesus het nooit weggesteek wie hy sê hy is nie. God se finale koning. En dit is belangrik, want dit is nie 'n geloofskonflik nie, dit is 'n magstryd. Dit is nie net oor vergifnis van sonde nie, dit is oor reg om te regeer. Van die eerste sin van die Nuwe Testament tot by die laaste is daar geen twyfel nie. 'n Koning het gekom, en hy het gekom om 'n nuwe koninkryk te bring. En jy is uitgenooi om deel daarvan te wees, om nie net te glo nie, maar om deel te neem. Maar hier's waar dinge skeef geloop het. En ek wil hê jy moet my mooi hoor, want jy sal dalk nie hiervan hou nie. Toe die Nuwe Testament uit Grieks vertaal is na ander tale toe, het iets krities verlore gegaan. Die woord Christos, wat beteken gesalfde een, moes vertaal word, moes koning beteken. Maar dit is nie vertaal nie, dit is getranslitereer. Wat beteken, hulle het gewoon net die letters van die Grieks oorgedra na Latyn en later na Afrikaans en Engels. En so het ons die woorde Christus en Christ gekry. En toe verloor het sy betekenis. Want nou kon die kerk daardie woord vul met enige iets wat hulle wou. Dit het 'n naam geword, nie meer 'n titel nie. En toe dit gebeur, het ons die storie verloor. En dalk het jy dit nooit geweet nie. Dit is nie jou skuld nie.
Dit is onsin. Mense soos ek wat preek, mense wat leer, mense wat dit moes verduidelik het soos ek. Maar jy sit hier en jy weet nou. En as jy dit eenmaal gesien het, kan jy dit nie ontsien nie. Nou elke keer as jy lees Jesus Christus of Christus Jesus of ons Here Jesus Christus, gaan jy dit anders lees. Jy sal dit hoor as Jesus die gesalfde, Jesus die koning, God se finale koning. En dan sal jy besef, hierdie geloof, dit is nie net oor hoe om hemel toe te gaan nie, verlos te word nie. Dit is oor 'n koning en dit is oor 'n koninkryk. Ons sien waarvoor ons kyk. Dis eintlik maar universeel. As jy jou kinders wil vang terwyl hulle iets mooi doen, sal jy dit die hele tyd sien. As jy verwag dat hulle gaan aanjaag, sal jy dit die hele tyd sien. Ons sien waarvoor ons kyk en dit geld vir geloof ook. As jy geleer is, God is liefde, dan lees jy die Bybel en jy soek liefde. En dis daar. As jy groot geword het soos ek, waar alles oor moraliteit en etiek gegaan het, dan soek jy reëls en dis ook daar. Maar as jy leer om te kyk vir 'n koning, dan begin jy hom sien oral. En die hele storie begin vorm aanneem. Die betekenis val in plek. Nie net wie jy glo nie, maar wie jy volg en aan wie jy oorgee en wat jy bou saam met hom. 'n Koning het gekom en jy's deel van daardie koninkryk. Die hele tyd reg deur die Nuwe Testament skree die outeurs dit van die bladsye af. Die plot is nie net redding nie, die kern is nie net vergifnis nie, dit is groter, veel groter. 'n Koning het gekom en elke keer as jy jou Bybel oopmaak, elke keer as jy begin lees, moet jy begin soek, nie net vir 'n verlosser nie, maar vir 'n koning. Want jy is nie net uitgenooi om te glo nie, jy's uitgenooi om deel te neem aan 'n koninkryk, die laaste een, die ewige een. En hopelik, al is daar twyfel in jou, al is daar 'n bietjie skeptisisme, vra jy nou 'n baie belangrike vraag. Okay, so wat nou? Wat beteken dit dan vir my? Wat doen ek met dit alles? Want dit is die regte vraag, dis die moeilike vraag. Wat beteken dit vir jou, vir my, vir ons almal, vir die wêreld? En om hierdie vraag te beantwoord, en as jy dit beantwoord wil hê, gaan jy Guildford toe moet kom op 25 Mei. Ons gaan hierdie vraag daar verder verken, een vir een. Maar kom ek gee so lank vir jou 'n leidraad. Iets wat jou dalk 'n bietjie sal skuif. As jy die middelpunt van jou geloof sou skuif, weg van 'n kaartjie hemel toe en terug na die koms van 'n koning en die geboorte van sy koninkryk, dan sal jy begin verstaan hoekom almal wat Jesus geken het en almal wat geweet het hoekom hy gekom het, sy boodskap as goeie nuus vir almal beskou het. En dalk, net dalk, sal jou weerstand teen hierdie koning begin smelt. Dalk sal jy vir die eerste keer nie net 'n kaartjie aanvaar nie, maar 'n uitnodiging. Nie om een of ander dag iets te ontvang nie, maar om nou deel te wees van God se laaste koninkryk en van sy ongelooflike laaste koning. En dit sal jou verander. En lank gelede het dit die wêreld op sy kop gedraai. En dit moet weer gebeur. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U meer is as net 'n verlosser. Natuurlik, dankie dat U ook 'n verlosser is en ons vrymaak en dat ons dit nie vir een oomblik ontken nie. Dat dit 'n funksie is van wie U is. Maar Here, so dankie dat U ons koning is, dat U lei, dat U regeer en dat ons in hierdie koninkryk van liefde omgee, deernis, genade, vrede, barmhartigheid tussen ons vriende, familie, geliefdes, buurman, vreemdelinge, kollegas, almal kan beweeg en U koninkryk sigbaar kan maak. Die styl van U regering, van U leiding, van hoe U ons lei deur hierdie dinge. Dankie dat ons dit kan doen. Dankie dat ons 'n gemeente het om mekaar te versterk, dat hierdie koninkryk in al sy glorie kan funksioneer. En dit is hoekom ons kerk is. Kerk is die mobiel, die kar, die voertuig vir hierdie koninkryk. Here, seën ons waar ons gaan. Help ons om dit ten volle te leef en met alles in te gaan. Om dalk weer tot bekering te kom tot hierdie koning. Here, help ons asseblief om vry te kom van net 'n kaartjie hemel toe. Maar dat hierdie oor meer gaan, dat dit oor nou gaan, dat dit oor elke tree gaan, en dat die Here teenwoordig is in elke faset van my lewe, en dat ons ontslaa raak van hierdie selfgerigte lewenstyl wat oorheers in hierdie wêreld. Here, mag ons U koninkryk sigbaar maak, oral waar ons gaan. En mag ons mense lei tot hierdie koninkryk, hierdie bekering, hierdie verlossing, al daardie funksies wat saam met hierdie titel van U kom, die grootste titel van alle titels. Ons eer U daarvoor.
Amen. En vriende, ek seën jou in die naam van die Vader, wat hierdie wêreld mooi gemaak het en goed gemaak het, inderdaad. En ek seën jou in die naam van Jesus Christus, sy Seun, wat as koning kom regeer, wat op hierdie aarde vir ons kom wys het, hoe lyk hierdie koninkryk, en vir ons stories en gelykenisse vertel het, van hoe lyk hierdie koninkryk, en vir ons kom wys het, hoe dit in ons lewens kan lyk. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou toerus, om hierdie koninkryk die middelpunt van jou lewe te maak, om hierdie koninkryk uit te straal en uit te leef, net hier waar ons is. Jy is geseënd. Amen.